Goed, goeiemiddag vir die persone wat nou net ingeskakel het ook. Baie dankie aan juffrou Lategan. Sy is die hoofnasiener van vraestel 1 by Afrikaans Eerste Addisionele Taal, wat vir ons hierdie aanbieding voorberei het en dit vir ons gaan gee. Ons neem die aanbieding ook op, sodat ons kan dit vir julle kan deurgee, of die skakel kan deurgee vir die wat weer daarna wil luister, of die wat dit nie kon gemaak het nie. Dan wil ek ook sê dat julle moet asseblief, en ek sal dit weer aan die einde sê, vir julle onderwysers laat weet dat julle wel hierdie bygewoon het. Please make sure that you tell your teacher that you have you've attended this meeting, so that they can fill in a register with all the numbers. The numbers and the feedback is quite important to us. So without any further ado, juffrou Lategan, jy is aan die woord. Baie dankie. Middag almal en welkom van my kant ook. Ek gaan probeer om te onthou om nie te vinnig te praat nie, want ek weet baie van ons kinders sukkel bietjie met Afrikaans. Baie welkom, ons gaan begin as meneer de Kok vir ons gaan aanskuif met die bou van die vraestel. Ons behoort almal nou al te weet hoe ons vraestel lyk. Ons het 3 afdelings, afdeling A wat vraag 1 is, wat bestaan uit die begripstoets met 24 punte en dan die visuele teks, teks B, uit 6 punte wat ons totaal van 30 vir afdeling A gee. Dan afdeling B wat vraag 2 is, ons opsomming vir 10 punte, en dan afdeling C vraag 3 wat 3, 4 en 5, maar vraag 3, kyk ons na die advertensie, daar het ons net 2 punte van die 10 punte wat eintlik taalvrae is, en 8 van die ander 10 punte is vir kritiese taalbewustheid, wat ons net nou ook bietjie meer na sal kyk. En dan kyk ons na vraag 4 op die volgende enetjie, wat die strokiesprent is. En daar dieselfde, 10 punte totaal, net 2 punte is taalvrae, die ander 8 is kritiese taalbewustheid. En dan vraag 5, 'n totaal van 20. Daar is ook 2 tekste, die een is 'n artikel wat jy 14 taalpunte oor gaan kry, en die ander een is dan die prent wat net uit 6 uittel, wat dan 20 is vir vraag 5 en dan 'n groot totaal van 80 punte vir die hele vraestel. Nou voor jy begin om jou vraestel te antwoord, maak seker op die volgende bladsy, dankie meneer, dat jy jou instruksies deurlees. Dat jy weet wat jy moet doen. Hulle gee ook vir jou 'n voorgestelde tydlimiet vir elke afdeling, sodat jy nie te lank op een afdeling spandeer en dan kry jy nie jou vraestel klaar beantwoord nie. So probeer om en by daai tydlimiet hou. As jy sien die tyd begin jou inhaal, gaan aan met die ander goedjies wat jy kan antwoord, en dan kom jy terug na die ander goedjies toe as daar tyd oor is wat jy mee gesukkel het. Wanneer jy skryf, en dit gaan vir jou hele vraestel, maak seker dat jy jou vraag korrek nommer, soos dit in die vraestel staan. Moet ook asseblief nie jou nommers in die kantlyn skryf nie, skryf dit na die kantlyn. Maak ook asseblief seker jy los reëls oop tussen jou vrae. Partykeer smelt julle antwoorde in 1. Dit lyk soos een antwoord, maar dan is dit byvoorbeeld 1.14 en dan direk daarna 1.15, en dan kan party van die merkers sien nie daai 1.15 nie, omdat dit lyk of dit saam in een antwoord vir een vraag tel. So maak seker julle los reëls oop. En weer 'n keer op die vraag, baie kandidate verloor punte, omdat hulle nie hulle vraag reg nommer nie. So maak asseblief seker dat dit reg is, en dan begin asseblief ook elke vraag op 'n nuwe bladsy. Dit is net makliker as ons merk, want daar is ook nie net een merker wat jou hele vraestel merk nie. So dit maak dit moeilik as jy op hierdie bladsy is, begin jy met 'n vraag wat die volgende merker eintlik moet merk. Okay, as ons bietjie meer spesifiek kyk na afdeling A, jou begripstoets, die leesbegrip. Jy moet die artikel deurlees. Jy kan nie net jou vraag begin lees en dink jy gaan antwoord as jy nie weet waaroor die artikel gaan nie.
Daar gaan dalk woordjies wees wat jy nie verstaan nie, wat jy 'n probleem mee gaan hê, maar as jy die res van die artikel lees, sal dit jou 'n algehele idee van die teks gee, wat jou sal dan help om te verstaan waaroor dit gaan. Probeer ook daarmee te visualiseer, wat jou ook sal help om dit te laat verstaan. Fotos en opskrif sal jou definitief ook 'n idee gee van waaroor die teks gaan, as jy sukkel. En dan as jy gaan lees, sal jy sien dat elke nuwe paragraaf gewoonlik 'n nuwe idee is. En dan die vraag wat hulle jou in jou vraag vra is gewoonlik in die volgorde van die teks wat die teks getik is. Jou vraag behoort in daai volgorde voor te kom. Groot probleem is vraagwoorde. Julle maak foute met die sekere vrae omdat julle nie weet wat 'n spesifieke vraagwoord beteken nie. So maak seker jy weet watter elke verskillende vraagwoord van jou vereis. En dan partykeer is jy gelukkig en hy sê vir jou, vra vir jou 'n vraag, maar in hakkies sê daar byvoorbeeld paragraaf 3. Dit sal vir jou dadelik wys dat die antwoord wat jy vir daai vraag soek is dan byvoorbeeld in paragraaf 3. Lees jou vraag deeglik, noukeurig, weet wat hulle van jou verwag. Daar sal later is daar voorbeelde geskryf wat ek sê, jy moet, partykeer is daar 2 vrae wat hulle in 1 vraag vra. So as jy nie ordentlik jou vraag deurlees nie, dan gaan jy nie weet wat jy moet doen nie. Kyk ook na die aantal punte wat elke vraag tel. Jy kan nie net een ding gaan noem as 'n vraag 2 punte tel nie. So maak seker jy kyk daarna. Weer 'n keer, vraagnommers, maak seker dis korrek. Dis regtig belaglik hoeveel kandidate punte verloor oor die verkeerde vraagnommers wat geskryf word. Dan, as hulle vir jou vra, byvoorbeeld vir wanneer het hierdie kind skool toe gegaan, dan moet jy net die tyd neerskryf, sê nou maar 2025. Moet dit nie in 'n volsin neerskryf nie, want as jy die hele sin van die teks af gaan aanhaal, dan lyk dit of jy nie regtig weet wat die vraag jou vra nie. So daar word spesifiek vir ons gesê, ons moet kyk dat jy wel weet wat gevra word. So as dit vra vir 'n tyd of 'n plek, so 'n eenvoudige antwoord, dan skryf jy net daai antwoord neer en nie in 'n volsin nie. As jy nie die vraag verstaan nie, kyk na die res van jou sin en dan probeer jy dink wat daai woord in daai konteks beteken. Baie keer is daar 'n woord wat jy kan aflei van Engels af, as jy sukkel om te weet wat daai woord beteken. Dan is daar ook partykeer, of soos ek gesê het, as daar 2 feite by 'n antwoord neergeskryf moet word, meneer De Kok, dan moet jy net daardie 2 feite neerskryf en niks anders nie. Jy moet ook nie jou feite as aparte kolpunte neerskryf nie. Daar het ek 'n voorbeeld neergesit gehad. Die 2 die korrekte antwoorde wat die teks gesoek het was punt 1, hy het 'n nuwe woordeskat geleer, en punt 2, hy het die korrekte uitspraak van woorde gehoor. So as jy jou antwoorde as aparte kolpunte gaan neerskryf, dan moet ek jou eerste kolpunt verkeerd merk, want dit is nie die antwoord nie. En dan is daar net 1 punt oor by jou tweede kolpunt wat ek vir jou mag gee. Dan mag ek nie vir jou die tweede punt by die tweede kolpunt gee nie. So moet dit nie as aparte kolpunte neerskryf nie, moet ook nie hele paragrawe aanhaal nie. Dis nou 'n ander ding wat ons Junie maand ook gesien het. As jy dit heeltemal alles in 'n paragraaf gaan skryf, dan en jy skryf uit Engelse subtitels gelees, merk hulle dit nog steeds verkeerd as die eerste feit. So moet asseblief nie onnodige sinne gaan neerskryf wat nie die antwoord is nie. Weer 'n keer, soos baie van julle onderwysers die kinders vra, as hulle sê net 1 woord, dan skryf jy net 1 woord, want ons merk net die eerste woord en niks daarna nie. As jy nie weet wat 'n frase beteken nie, of 'n sinsdeel nie, leer dit asseblief, want as ons vra hul 'n sinsdeel of 'n frase aan, beteken dit ons soek net 'n gedeelte van die sin waarin die antwoord is. As jy die hele sin gaan neerskryf, dan jy nie die instruksies uitgevoer nie, en dan kry jy ook nie jou punte nie. Baie belangrik ook, as hulle vra, skryf die antwoord in jou eie woorde.
mag jy glad nie direk uit die teks aanhaal nie. Jy moet daai antwoord in jou eie woorde probeer skryf, anders kry jy ook nie punte nie. Ook baie belangrik is as hulle vir jou eie opinie vra, of wat dink jy daarvan? Kan jy baie keer is daar 'n antwoord wat jy uit die teks uit kan neerskryf, wat gaan werk as die antwoord, maar dan kry jy glad nie punte daarvoor nie, want die vraag is, wat is jou opinie? Wat dink jy? So jy moet antwoord as, ek het geleer, of ek dink, jy moet sê ek, want ons vra jou, wat leer jy? Dan is daar stapelvrae. Baie keer is hulle aan mekaar gekoppel. So as hulle vir jou by 1.7.1 byvoorbeeld vra, is dit denonatief of konnotatief, en jy kry die antwoord verkeerd, kan jy nie 'n punt kry by 1.7.2 as hulle vir jou die motivering vra nie. So maak dubbel seker, jy verstaan wat gevra word by die eerste een, dat jy hom reg kan antwoord en dan nou nie ook onnodig punte verloor by die tweede een wat jy dalk reg kon kry nie. Soos ek nou genoem het, kry ons hierdie tipe vrae gewoonlik by konnotatief en denonatief waar jy moet motiveer. Okay. En dan het ek ook net nou genoem dat ons 2 vrae in 1 vraag kan vra. So maak seker jy antwoord albei dele van die vraag. As jy net die tweede deel byvoorbeeld gaan antwoord, merk ons hom as die eerste ding wat ons gesoek het, met ander woorde, dit is verkeerd, en die tweede een wat jy dan neergeskryf, of wat jy as die eerste een neergeskryf het, is dan outomaties verkeerd. Okay, en dan ook letterlik of figuurlik, dit het ons dan gesê is denotasie en konnotasie. Feit en mening, 'n ander woord vir mening is aanname. Dis iets wat ons nie gewoonlik vir die leerders baie keer in die klasse sê nie, want ons praat maar gewoonlik van feite en menings, maar maak seker jy weet, 'n ander woord vir mening is 'n aanname. Dan as jy moet motiveer vir figuurlik, kan jy nie net, ek weet baie van ons leerders doen dit, hulle sê, nee, nuus kan nie soos 'n vuur versprei nie, nuus is nie 'n vuur nie. Dit is geheel en al verkeerd. Om punte te kry vir motivering figuurlik, moet hulle kan skryf wat die idioom beteken. Met ander woorde, die nuus het baie vinnig versprei. En dan op daai selfde punt, op die volgende bladsy meneer, jy moet daai idioom in die konteks van die teks kan antwoord. So as hulle dit negatief gemaak het en gesê het, sy moenie dinge uit haar duim uitsuig nie, byvoorbeeld, dan moet jy hom in die negatief antwoord om te sê, sy moenie stories opmaak nie. Want as die teks sê, sy moenie dinge uit haar duim suig nie, en jy skryf, sy maak stories op, beteken dit nie dieselfde ding nie. So maak seker jy antwoord in die konteks. Dan, julle het seker al agtergekom, jou waar en onwaar vraagie stel nou net 1 punt. So jy kry nie 'n punt vir jou waar of jou onwaar nie. As ek vir jou sê die sin is onwaar, dan beteken dit is onwaar. Al wat ek wil hê julle moet doen is om te motiveer hoekom dit onwaar is. En dan is daar vir een of ander rede kandidate wat dink hulle is slimmer as hulle onderwysers en dan sê hulle nee, die sin is waar. Ek het nie gevra is dit waar of onwaar nie. Ek sê vir jou dit is onwaar. Al wat jy moet doen is vir my sê hoekom dit onwaar is. Okay, as ons kyk na die visuele teks, kyk baie mooi na die prentjies en die opskrifte, weet wat beteken minder, meer, of dis die minste, of dis die meeste, hoe aspekte van 'n grafiek met mekaar vergelyk, weet byvoorbeeld hoekom is 'n grafiese teks makliker om te verstaan. En ek weet nie wat is die korrekte Afrikaans hiervoor nie, meneer De Kok, maar daar's verskillende go-to antwoorde wat jy kan leer, wat jy kan gaan neerskryf in
enige teks wat hulle jou vra. So as hulle vir jou vra, hoekom is 'n grafiese teks makliker om te verstaan, is daar die prentjies wys ons waaroor dit gaan, of daar is prentjies, of daar is fotos. Dit is so maklik soos dit om net daai punt te kry. Dan is daar voorbeelde van 2 visuele tekste wat uit 2 vorige vraestelle gekom het, wat julle kan gaan deurlees, as julle sal mos nou die opname van hom kry. Impliseer is ook, sorry meneer, as jy kan vra net om terug te gaan na die vorige enetjie toe, 1.16. Impliseer is nogal 'n groot woord vir baie van ons kandidate. Gaan leer dit, weet wat beteken impliseer. It implies dat jy weet wat om te antwoord as jy dalk daai woordjie in jou visuele teks kry. Dis nogal 'n groot woordjie wat ek nou ingesien het. Okay, en dan as ons die volgende enetjie kan kyk, vir 1.16, jy kry nogal baie van sulke tipe vrae. Hulle vra vir jou, watter oortreding in hierdie geval op die pad word die meeste mense gevang voor. So jy moet fisies gaan kyk na jou visuele teks, en jy moet gaan kyk, watser een is die meeste wat op die pad gebeur. So jy moet jou inligting gaan soek in jou visuele teks wat jy kry. Okay, meneer, dan dink ons kan ons aangaan na die volgende enetjie toe. Wenke, gaan lees bietjie Afrikaans, dat jou brein bietjie ingestel kan wees in Afrikaans. Gaan hersien denotasie en konnotasie. Daar's 2 voorbeelde wat ek vir my leerders probeer laat onthou wat se een is wat se een. KFC, ons hou baie van KFC om KFC te eet. Met ander woorde, konnotasie is figuurlik. Onthou om jou feite, as hulle vir jou vra hoekom is iets 'n feit, om dit te motiveer. Go-to antwoord, dit is bewys, daar is bewyse of daar is navorsing gedoen. So dit maak nie saak watser artikel ek jou gee nie, in 99% van die tyd sal jou antwoord vir 'n motivering vir 'n feit wees, daar is bewyse of daar is navorsing. Dieselfde met die volgende een, motiveer hoekom dit 'n opinie of 'n mening of 'n aanname is. Onthou al 3 daai woorde beteken dieselfde ding, né? Jou go-to antwoord daarvoor is afhangende van die teks, dit is wat hy sê, dit is wat hy dink, dit is wat hy voel. Asseblief maak ook seker met daai, want ons het nou al 'n paar gevalle van hierdie enetjie gekry, vir die motivering vir 'n mening, dan gaan haal die leerders ook direk uit die teks uit. Byvoorbeeld, Angie sê bla 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 bla. En dan kry die kandidate nie punte daarvoor nie, want weer 'n keer hulle haal net iets aan, en die mense daarbo voel, dan weet die kinders mos nou eintlik nie wat hulle skryf nie. So moet nie die hele sin direk uit die teks aanhaal nie, asseblief. Skryf net, dit is wat Angie sê. Klaar. Alright, weer 'n keer, idiome is ook baie belangrik, en as ons gaan na afdeling B, jou opsomming, lees jou teks weer 'n keer, lees dit aandagtig deur. Jy kan nie probeer om feite dadelik neer te skryf as jy nie weet waaroor die teks gaan nie. So punt 1, jy moet begin by jou instruksies, weet wat hulle jou vra, dan lees jy die teks op deur, jy onderstreep jou feite of jou wenke, wat jy dink daar is, dan skryf jy jou feite of jou wenke as rofwerk neer. Asseblief, as jy rofwerk doen, dan trek jy 'n streep daardeur, of jy maak seker daar staan groot rofwerk daarbo aan, sodat die merkers nie hoef te raai wat se een hulle moet merk nie. As daar nie staan rofwerk of een is doodgetrek nie, dan merk ons die eerste een, wat gewoonlik jou rofwerk is, en dit wil jy nie hê nie. Okay, jy moet jou instruksies lees soos ek gesê het, want jy moet weet, moet jy feite kry, moet jy wenke kry, wat is dit wat jy in die opsomming moet antwoord, of selfs ewen aanwysings. Okay, as jy instruksies of aanwysings moet gee, dan moet jy jou sin bietjie oorskryf, dat jy met die werkwoord begin, of jy kan skryf jy moet, of jy kan skryf jy behoort. As jy feite moet gee, dan begin jou sin net met 'n onderwerp, want dit is net 'n feit wat jy neerskryf.
Om jou sinne bietjie korter te probeer maak, om by jou woordgetal te hou, probeer jy onnodige byvoeglike naamwoorde uithaal. Moet asseblief nie te veel woorde verwyder as jy nie presies weet wat daar staan nie. Want as jy woorde gaan uithaal wat daar moet wees, dan kan ons nie vir jou punte gee nie. En party van julle haal werkwoorde uit. En 'n sin kan nie hy's nie sinvol as daar nie 'n werkwoord is nie. So dan kry jy ook nie punte nie. En dan as jy klaar al die goedjies gedoen het, dan skryf jy nou jou opsomming netjies oor. Asseblief onthou, in Afrikaans eerste addisioneel, dis nie huistaal nie, ons skryf nie in 'n paragraaf nie. Jou opsomming is altyd punsgewys, genommer, en daar is reëls oop tussen elke nommer. Wanneer jy jou sinne neerskryf, skryf jy net een sin per nommer neer. Anders merk ons jou eerste sin en ons kyk nie na die res nie, so jy verloor punte. Party van die kandidate dink partykeer hulle is slim en dan maak hulle sinne met voegwoorde. En dan verskyn die feit in die tweede helfte van die sin. So dan kan ons ook nie vir jou 'n punt gee nie, as hy nie in die eerste deel staan nie. Jou feit moet in die eerste deel van jou sin wees, nie na jou voegwoorde nie. Ek het gepraat oor die reëls oop, en dan moet asseblief nie meer as 70 woorde skryf nie. Ons tel, en dan gaan ons nie vir jou daai ekstra punte vir jou laaste feite kan gee nie, omdat jy meer gaan skryf het nie. As die ander nadeel van meer woorde skryf as wat jy moet, is jy mors nou tyd op iets wat vir jou niks punte gaan gee nie, terwyl jy dalk nie jou vraestel kan klaarmaak nie. Dui ook asseblief jou aantal woorde aan, en dit help nou nie julle jok vir ons en sê jy het 70 woorde geskryf nie, want ons tel. En dan soos ek gesê het, asseblief, ek herhaal dit weer, trek 'n streep deur jou rolwerk. OK, wenke. Julle kan artikels gaan soek om feite uit te probeer kry, om te oefen. Oefen om sinne oor te skryf, om met die werkwoord te begin. Kyk watter tipe byvoeglike naamwoorde, tipe woorde daai byvoeglike naamwoorde is, sodat jy weet watter woorde uitgelos kan word. Woorde wat jy definitief kan uitlos is jou lidwoorde, 'n en die, en dan kan jy ook bietjie rondspeel met voornaamwoorde om dit meer jou eie feit te maak in plaas van net 'n direkte aanhaling. In plaas van om te sê hy, sê jy sy of ek. Dit tel klaar as eie woorde, want dit is nie meer 'n direkte aanhaling uit die teks uit nie. OK, afdeling C, taal, die advertensie. Jy moet beslis weet wat dit is wat geadverteer word. Waar vind dit plaas, wanneer, wie is die teikengroep? En dan moet jy ook baie spesifiek wees met wie die teikengroep is. Daar was 1 jaar 'n advertensie gewees vir inkleerboeke vir volwassenes. En dan was een van die vrae, wie is die teikengroep? En dan het baie kandidate net geskryf mense wat inkleer, wat nie spesifiek genoeg is nie, want dit kan ook nie kinders kleer nie, en kinders wees wat hierdie tipe prentjies inkleer nie. So die teikengroep is dan volwassenes of groot mense wat van inkleer hou. Wees asseblief spesifiek. Weet watter tipe inligting in 'n advertensie moet wees. Ons het nou al paar keer gesien dat hulle vra, watter inligting kort in die advertensie? Watter inligting kan nog in die advertensie gewees het? So jy moet weet wat dit is. Wat is die prys? Of is daar 'n prys? Is daar 'n plek waar jy dit kan gaan koop? Is daar kontakbesonderhede? Al sulke tipe dinge wat gewoonlik in 'n advertensie moet wees, wat dalk nie in daardie spesifieke advertensie voorkom nie, is dan antwoorde wat jy kan neerskryf.
ook wat is die doel van 'n advertensie? Die doel is altyd dat mense die produk moet koop of na die bazaar of wat ook al dit is wat geadverteer is om na die plek toe te gaan. Jy moet weet wat gedoen word om aandag te trek. Hoofletters, vetgedrukte letters, die woorde is onderstreep, dis 'n groter lettertipe, 'n ander lettertipe, groter letters. Moet asseblief nooit groot woorde skryf nie. Dit beteken iets heeltemal anders. Jy gaan nie punte kry as jy sê groot woorde nie. Jou oorredingstegnieke, weet wat beteken emotiewe taal, oorredende taal, manipulerende taal. Hulle sal baie keer daai tipe vraag is gewoonlik 'n keusevraag. Dan gee hulle vir jou 'n uittreksel uit die teks en dan sê hulle vir jou dit kies die korrekte antwoord tussen hakies. Dit is 'n voorbeeld van emotiewe taal of oorredende taal. So jy moet weet wat sê en wat beteken. Byvoorbeeld, hulle kan dan vir jou sê, gee 2 maniere waarop die advertensie die leser manipuleer om aan die veiling deel te neem, of hulle sê duisende aktiwiteite is 'n voorbeeld van, soos ek gesê het, kies dan tussen hakies, is dit 'n hiperbool of ironie. So jy moet weet watter tipe goed kom ook onder oorredende taal. Tipe vrae wat hulle altyd vra, soos ek gesê het, wie is die teikengroep? Die volgende een is ook baie belangrik en ek het gesien hulle vra dit nou in die strokiesprente ook. Hoe ondersteun die prent byvoorbeeld die inhoud? Of hoe ondersteun die opskrif die inhoud? Dit is tel 1 punt, maar soos 'n kontrasvraag moet 2 kante gestel word. So jy moet verwys na, ek sien dit in die prentjie en ek bring dit by dit in die inhoud. Of ek sien hierdie in die opskrif en so bring ek dit na die inhoud toe. Dit is al 2 kante moet gestel word om daai 1 punt te kry. Jy moet weet wat voorbeelde van die manipulering, hiperbool, ironie is. Hoekom die advertensie jou so ooreed om die dag by te woon of om die produk te koop. As hulle vir jou vra, is die advertensie geslaagd, dan is die antwoord altyd ja. En dan as 'n rede, dan kan jy nou die goedjies gaan opnoem wat in die teks verskyn. Soos byvoorbeeld, sorry, ek het nou daai comment gelees wat hier opgepop het, so nou het my brein heeltemal kant toe geskiet. Soos byvoorbeeld, dit is geslaagd want hulle sê, dis die beste produk in Suid-Afrika, so ek sal dit wil koop. Dit is geslaagd want hulle wys vir ons al die vitamiene en voordele en goed wat hierdie produk het, byvoorbeeld. Soos ek net nou gesê het, die tegnieke wat gebruik word om die leser se aandag te trek, daai goedjies, wat nou deel is van die een vraagie wat ek gesien het, en dan waarom word die teks of die opskrif in 'n groter skrif gedruk, dit is nou net andersom van die vorige kolpunt, want hulle wil die leser se aandag trek. Ek wil net gou hier kyk, meneer, groter letters en vetgedrukte woorde een ding, nee, dit is nie mevrou, of mpel. Groter letters is 'n bigger font, as ek dit so kan stel. Vetgedrukte woorde is bold. So dit is 2 verskillende goed. As al 2 in die teks verskyn, dan kan hulle al 2 noem en hulle sal 2 punte kry. Want ek het nou nogal gesien, baie keer vra hulle daai as 'n 2 punt vraag ook, dat hulle 2 goedjies moet doen. OK. Dan, wenke, gaan leer al die tegnieke wat hulle gebruik om aandag te trek, die hoofletters so goed, en leer die Afrikaans daarvoor asseblief. Dit help nie, jy weet dis bold, maar jy weet nie wat dit is in Afrikaans nie. Soos ek gesê het, weet watter inligting alles in 'n advertensie moet wees en ook al die oorredingstegnieke. OK, strokiesprent, vraag 4. Weet wat die name vir die verskillende borrels is. 'n Spraakborrel en 'n dinkwolkie. Hoe weet jy byvoorbeeld dat Garfield nie hardop praat nie? En dan kan jy gaan sê, want sy woorde is in 'n dinkwolkie. Jy kan nie sê, want hy's 'n kat nie. Hy's nie 'n kat nie, hy kan nie praat nie. Dit is nie reg nie. Sy woorde is in 'n dinkwolkie, dis hoe ons weet hy sê nie die woorde hardop nie.
Of hulle sal my byvoorbeeld vra, hoe weet jy in watter motor Mavis is? En dan kan jy sê, die spraakborrel wys, vir die motivering ten minste, kan jy wys, die spraakborrel wys in daardie rigting. Jy moet weet die Afrikaans vir al die gesigsuitdrukkings en lyfstaal, 'n glimlag, 'n frons, jou oë is wyd of groot oop. Dis nie ore nie, dis oë en dit is nie net oop nie, want as ek hier sit, soos ek hier sit, is my oë oop. Dit beteken nie dit is groot oop om verbasing of iets byvoorbeeld aan te dui nie. Hulle kan vir jou byvoorbeeld vra, gee 'n visuele teken. Asseblief weet, visuele teken vra laat ek moet kyk na die gesig of die lyf van die persoon. Wat vir ons wys dat sy ongelukkig is, soos sy frons byvoorbeeld, miskien huil sy, dit hang af van die strokiesprent wat ons het. Lyfstaal, arms is gevou, sy kop is gelig, hy spring, en dan soos ek net nou by die advertensie ook genoem het, hierdie vraag kry ons nou ook baie, hoe ondersteun sy lyfstaal wat ook al, in hierdie geval as die voorbeeld, hoe ondersteun sy lyfstaal die feit dat hy ernstig is. So dan kan dit ook dalk wees, sy arms is gevou, wat vir ons wys dat hy ernstig is. Hoe ondersteun sy lyfstaal sy woorde? Was ook een wat ek nou gesien het, nou moet ons weer al twee dele noem. Sy lyfstaal wys dat sy arms gevou is, wat pas by sy woorde, wat sê dat hy ernstig is, so iets, as julle verstaan wat ek probeer sê. Emosies, weet wat emosies is in Afrikaans? Hy is gelukkig, hy is hartseer, byvoorbeeld, hoe dink jy voel die karakter? En dan motiveer jou antwoord. Ander belangrike woordeskat vir vraag 4 is bewegingslyne of stofwolkies. Byvoorbeeld, hulle vra vir jou, hoe weet jy die motor ry vinnig? Dan is daar miskien lyne agter die motor se wiele, of daar's 'n stofwolkie daar agter die motor, en dit is die visuele bewyse dat die motor vinnig ry. Dan moet ons ook die partydigheid, stereotypering, daai bietjies weet. As hulle vra waarom is sy woorde ironies, daai is ook nogal iets wat baie voorkom. So weet wat ironie beteken, en ook stereotypering. Hoe word tieners in hierdie advertensie, of in hierdie strokiesprent, gestereotypeer? Hoe word ouers in hierdie advertensie, strokiesprent, gestereotypeer? Nie in die algemeen in elke dag se lewe hier oor enige iets nie, dit gaan oor wat jy in hierdie spesifieke strokiesprent van hierdie vraestel sien. Hoe sien jy? Hulle word hierin gestereotypeer. Ek het net nou by die begrip, het ek verwys na die woord impliseer. Wat impliseer die ma se woorde? Met ander woorde, wat word met hierdie woorde bedoel? Hoe weet ons wat wil sy eintlik sê? Dan hou hulle ook daarvan om te vra, hoe word die spesifieke woorde in rampie wat ook al beklemtoon? Dan is dit gewoonlik ook, dit is in hoofletters geskryf, of daar is 'n uitroepteken, of selfs 'n vraagteken na die woord. Asseblief op daai, terwyl ek nou daaraan dink, daar's 'n groot verskil tussen 'n uitroepsin en 'n uitroepteken. 'n Uitroep en 'n uitroepsin is een ding. Dit is wat jy die tipe sin noem. Maar 'n uitroepteken is wat jy die leesteken noem. Soos ek vir jou vra, hoe word die woord beklemtoon, kan jy nie vir my gaan sê dis 'n uitroepsin nie, of 'n uitroep nie. Dit moet wees uitroepteken. Asseblief maak seker jy leer daai. Wat kan jy uit sy gedrag aflei? Gee 'n visuele teken van sy opgewondenheid. Gee 'n visuele teken om te motiveer dat hulle buite is. Byvoorbeeld, mens kan bome sien. Dis weer visuele teken, verwys glad nie na jou woorde nie, maar wat jy kan sien. Hoe verskil
die gesigsuitdrukkings in die verskillende raampies verskil. Jy moet al twee kante aandui, so jy moet sê in raampie 1 byvoorbeeld, glimlag die persoon, en in raampie 2 is die persoon kwaad. Jy moet ook dan aandui wat se raampie is wat se een. Wat is die funksie van die leestekens, byvoorbeeld vraagtekens? Hulle wil jou laat dink oor wat hulle sê, en dan ook weer 'n keer die tipe sinne, hoe ondersteun die prent die woorde? Hoe ondersteun die lyfstaal die woorde? So moet weer daai twee bymekaar bring. Ek sien in die prentjie sien ek dit, en dit sluit aan by die woorde wat dit is. Ek wil net gou kyk wat is hier onder. Ok, ek het daarom daai een geantwoord. Ek het nog nie, daar is nog iets anders. Dan wenke, noodsaaklike woordeskat, soos ek gesê het, jy moet weet wat die verskillende goed in jou gesig is. Jy moet weet, dit is oor, dis jou mond, dis groot of wyd oop, nie net oop soos ek gesê het nie. Jou wenkbraue is gelig, hy frons, weet wat is 'n vuis en wat is 'n vinger, wat is 'n hand, wat is 'n voet, wat is 'n knie, wat is 'n been, en dan natuurlik jou emosies ook, wat daai goedjies in Afrikaans is. Ok, vraag 5. Soos ek gesê het, is vraag 5 alles net taal. So hierdie is die goed wat jy van graad 8 af gedoen, wel van die laerskool eintlik af al gedoen het, wat jy geleer het, wat jy nou moet kan antwoord. Kyk na die spelling en betekenis van jou verskillende tipe woordsoorte. Kan vir jou byvoorbeeld sê, identifiseer die eienaam in die volgende sin. En dan moet jy weet, 'n eienaam is 'n woordsoort wat beteken dit is iemand se naam of 'n plek se naam. Jy moet weet wat 'n lidwoord is. As ons vir jou sê, vul die korrekte lidwoord in die spasie oopgelaat, dan moet jy weet, dis of 'n of die wat ek moet skryf. So as jy nie weet wat die verskillende woordsoorte is nie, dan gaan jy nie weet wat jy moet antwoord nie. Een woord antwoorde moet altyd korrek gespel wees in die taal, en ek dink ek het dit later ook genoem, soos byvoorbeeld by intensiewe forme. Dis 'n eenwoording, jy moet dit reg spel. Dit kan net een woord wees. As daar spasie is dit nie reg gespel nie, dan is dit verkeerd. Jou meervoude, jou verkleinwoorde, jou trappe van vergelyking, al daai tipe goedjies moet altyd 100% reg gespel wees vir jou om die punt te kry. As hulle vir jou 'n sin gee en vra jy moet een woord invul, dan moet jy net daardie een woord invul. As jy, of neerskryf ten minste, as jy die hele sin gaan neerskryf, dan moet jy daardie een woord onderstreep of 'n sirkeltjie omtrek, jy moet dit op een of ander manier highlight, dat ons dit kan sien. Ja, kyk dat die woord in die sin inpas. Partykeer gee hulle vir jou 'n prentjie, soos in die tweede deel van vraag 5, wat jy dalk kan help om te weet watter woord dit is wat jy moet invul. Dan, intensiewe forme, soos ek gesê het. Ek sien hier's mense wat sê hulle kan my nie hoor nie. Is dit 'n probleem oral of kan die res my hoor? Nee, Lizet, jy's hard en duidelik. Ek dink dit is dalk 'n tegniese probleem van die rekenaar se kant of by hulle kant. Ok. Intensiewe forme, soos ek gesê het, moet as een woord geskryf word. As dit lyk of daar 'n spasie is, dan gaan jy nie die benefit kry nie. Dit word verkeerd gemerk. So maak seker daar is geen spasie tussen die twee woorde nie. As hulle vir jou voegwoorde vra, maak seker of jy met die voegwoord moet begin en of jy hom normaalweg moet verbind met die voegwoord in die middel. En jy gaan nie dit weet as jy nie jou instruksies lees nie. Ontkenning, ook maak seker, daar is twee tipe
verskillende maniere wat ontkenning getoets word. Daar is of 'n gewone sin wat jy net moet oorskryf in die negatief, of hulle sal vir jou vra, antwoord die volgende sin in die ontkenning of in die negatief. Ontkenning en negatief is dieselfde ding. As hulle sê antwoord, dan begin jy met nee. As daar eenvoudig net staan, skryf die volgende sin oor in die ontkennende vorm, dan mag daar nie 'n nee wees nie. Jy kry geen punte dan daarvoor nie. Dan moet julle ook seker maak, julle gaan leer die lys van woorde wat moet verander. Byvoorbeeld, jy moet altyd huiswerk doen, verander na jy moet nooit huiswerk doen nie. Onthou asseblief daai tweede nie aan die einde. Met jou indirekte rede, kyk dat jou werkwoord na die regte plek toe skuif. Met ander woorde, jy moet weet, die voegwoord wat hulle jou gee, is dit 'n groep 1 voegwoord, is dit 'n groep 2 voegwoord wat hy vorentoe skuif, is dit 'n groep 3 nou val ek baie oor my tong hierso. Is dit 'n groep 3 voegwoord waar die werkwoord na die einde van die sin toe moet skuif. En maak seker jy verander ook jou voornaamwoorde. Lettergrepe, ons is elke jaar verstom om te sien hoeveel kandidate nog steeds nie weet wat lettergrepe beteken nie, wat hulle moet doen as hulle sien, breek die woord op in lettergrepe nie. Woordorde, jou sinne moet in jou stompie formaat beantwoord word. Maak asseblief seker, as hulle vir jou 'n sin gee waar die eerste deel nie in hakies is nie, maar ander dele van die woord daarna van die sin is daarna in hakies. Beteken dit die eerste deel wat jy gegee word, wat nie in hakies is nie, is die deel waarmee jy moet begin. Jy kan nie met jou plek nou gaan begin byvoorbeeld as plek een van jou hakies is wat jy moet rondskuif nie. Al wat jy dan moet doen is om net die dele wat in hakies is rond te skuif en die hele sin korrek oor te skryf. Direkte, as ons vir jou vra, jy moet die sin in die direkte rede oorskryf. Maak asseblief seker wanneer jy jou aanhalingstekens neerskryf, daai laaste enetjie moet na die laaste leesteken kom. So as dit nou 'n vraag is en jy eindig met 'n vraagteken, moet dit duidelik wees dat jy eers die vraagteken het en daarna jou aanhalingstekens. As dit nou 'n punt of 'n uitroepteken is, dieselfde ding. Dit moet duidelik wees dat jy eers daai punt, vraagteken, uitroepteken, wat ook al het, en daarna kom jou laaste aanhalingstekens. Onthou by tye, as dit verlede tyd is, en daar is 'n hulpwerkwoord, dan verander net daardie spesifieke hulpwerkwoord. Byvoorbeeld, ek wil huis toe gaan, ek wou huis toe gaan. Net die hulpwerkwoord verander en niks anders nie. Dan vra hulle ook goedjies soos vorm 'n selfstandige naamwoord van die werkwoord in hakies, of vorm 'n persoonsnaam van die werkwoord in hakies, of gee die persoonsnaam van die woord in hakies. Jammer, daar is 'n spelfout. Soos byvoorbeeld, die besoek klop aan die deur. Jy moet 'n persoonsnaam maak daarmee, wat beteken die besoeker klop aan die deur. So weet wat daai tipe goedjies is, want hulle hou nogal daarvan om dit ook te vra. Dan natuurlik vra hulle altyd meervoude en verkleinwoorde. Daar is altyd 'n idioom in, of dit nou by jou begrip is, en of dit nou by jou vraag 3, 4 of 5 is, daar is altyd idiome. Deelwoorde, weet wat is 'n teenwoordige deelwoord en 'n swak of 'n sterk verlede deelwoord, en watse reëls jy moet toepas by elk van die deelwoorde. Soos byvoorbeeld, hulle vra vir jou, gee die korrekte deelwoord
van die woord tussen hakies. Ek hou daarvan om goedjies op PowerPoint te doen en dan is die taal outomaties Engels en dan verander hulle my woord na word toe. Dis baie oulik. Jammer daaroor. Hy het 'n roesgraaf, dan moet ons weet dis 'n geroeste graaf. Afkortings, hulle kan vir jou vra, gee die afkorting vir 'n woord, of hulle kan jou die afkorting gee en vra wat die woord daarvoor is. Maak seker by afkortings, as jy 'n afkorting moet skryf, as daar 'n punt is, dan moet dit duidelik wees dat daar 'n punt is. As daar nie punte moet wees nie, moet asseblief nie eers jou pen gaan rus op die bladsy, dat dit 'n merkie maak en lyk of daar 'n punt moet wees nie. Telwoorde, gee die korrekte vorm van die telwoord tussen hakies. Sy het tweede plek gewen byvoorbeeld. Kies die korrekte spelling van die woord tussen hakies, of hulle kan vir jou 'n sin gee en sê, verbeter die spelfout in die volgende sin. Hulle kan ook vir jou vra, gee die korrekte Afrikaans vir die woord tussen hakies. Ons is geneig om daardie vraag in ons prent te sien, in die tweede deel van vraag 5. Dan hou hulle ook partykeer daarvan om vir jou te vra om een woord vir omskrywings te gee. Met ander woorde, in die middag swem ek, so wat is een woord vir in die middag? Die plek waar ek boeke leen, een woord vir dit. My penne, potlood, liniaal, een woord vir dit. So dit is bietjie woordeskat. Dan kan hulle ook vra, vul die ontbrekende leestekens in, of verbeter die leestekens in die volgende sin. Wat beteken jy moet nou of 'n komma, of 'n punt, of aanhalingstekens, of wat ook al daar gaan insit. Dan weet ook hoe om verskillende tipe sinne te verander. Byvoorbeeld as ons vra, verander die volgende stelsin na 'n bevelsin. Asseblief, as ons iets oorskryf in 'n bevelsin, eindig dit maar altyd met 'n uitroepteken. Ek sien partykeer is hulle bietjie snaaks met daai enetjie. So dit is veiliger om hom eerder met 'n uitroepteken te eindig. Infinitief, wanneer jy om te moet gebruik, of wanneer jy behoort te moet gebruik, gaan leer jy infinitief. Voorsetsels, weet wat 'n voorsetsel is. Baie kandidate weet nie eers wat 'n voorsetsel is nie, en dan moet jy byvoorbeeld vul die ontbrekende voorsetsel in. Hulle bly byvoorbeeld in Durban. Jou verskillende voornaamwoorde, vul die ontbrekende voornaamwoord in. Hy het eerste prys vir sy foto ontvang. Trappe van vergelyking. Volgende een is ook belangrik, weet wat beteken vergrotende trap en weet wat beteken oortreffende trap. As dit vir jou bietjie makliker sal maak, vergrotende trap, spel ons V-E-R. E-R kry ons in die tweede vlak van trappe van vergelyking. So vergrotende trap beteken die tweede vlak, en dan is oortreffende trap ons derde vlak. So hy doen goed as sy, beteken dan beter dan, of eintlik. Ek sien daai sin is nie 'n goeie sin gewees nie. Byvoeglike naamwoorde, gee die korrekte vorm van die woord in hakies, is hoe hulle daardie vraag vra. Samestelling, sal hulle vir jou vra, vorm 'n samestelling van die woorde tussen hakies. Byvoorbeeld, elke land plus burger moet herwin. Homonieme en homofone. Terwyl ek nou by hierdie is, en sinonieme en antonieme, daar staan, gee die gee 'n homoniem van die volgende woord in 'n sin, of gee 'n sinoniem van die woord in hakies in 'n sin. En dan is daar baie kandidate wat net 'n woord neerskryf. En by sinonieme en antonieme kan ons dit gewoonlik die regte antwoord so uit hom uit sien, want gelukkige word ongelukkige vir 'n antoniem. Maar die instruksie is, gee die antwoord in 'n sin. Asseblief lees julle instruksies.
Okay, as ek weer terug kan gaan, homonieme en homofone, jy moet 'n ander sin gee om die betekenis duidelik te maak. Jy kan nie dieselfde woord wat dieselfde beteken weer in jou sin gaan gebruik nie. So weet eers, lees jou eerste sinnetjie in wat hulle vir jou gee en sien, die 4 wat hierso staan beteken die nommer 4. So wat is 'n ander betekenis vir 4? En dan weet ek watter sin ek kan maak. Okay, ek het nou klaar oor sinonieme en antonieme gevra. Wat ek wel ook daarby gelukkige wil na julle aandag opbring, jy moet altyd in die vorm antwoord wat gegee is. So as hulle vir my byvoorbeeld gelukkige gee, kan ek nie net ongelukkig skryf nie, want dan gaan ek nie punte kry nie. Want die vorm wat gegee was die attributiewe byvoeglike naamwoord. Gelukkige. So die antwoord moet wees ongelukkige. Okay. En maak seker dit is in sinne. Jou wenke, jy moet gaan sit in jou taalaktiwiteite deurwerk, jou taalreëls gaan leer, sodat jy weet wat jy waar moet antwoord. Okay, en dan as jy die nodige tyd in hierdie vraestel insit, sal jy goeie punte kry, en ek weet jy kan. So, gaan wys vir ons, wanneer ons hierdie goedjies die 28ste November gaan merk, wil ek sien watter goeie punte ons kandidate kan kry. Baie dankie meneer De Kok, dit is my storie. Juffrou Lategan, baie dankie. Kom ons hoor, ek het sommer na die kletsgroep gekyk, and there's a few learners who's asking for an attendance link. The attendance register will be sent to your teacher, so please contact your teacher and tell him or her that you have attended this, you've joined into this meeting. And then can we please get the presentation? We're going to use the same channel that way. We're going to do the presentation as well as a recording of what you've just heard now. And we're going to share that with the teacher, and your teacher will then in turn share it with her class. So that's the way we're going to go. I'm going to open the floor up for questions. This is now, I see Ms. Lategan wants to ask a question. Juffrou Lategan, jy kan eerste praat. Ja, maar ek het ook nou net gou teruggegaan na die chatbox hierso toe, en ek sien een van die eerste goedjies wat gevra is of hulle 'n speltoets gaan kry oor môre se begripstoets. Nee, sorry. Onthou, ons sien eers julle vraestel wanneer julle klaar geskryf is. Dan mag ons eers sien hoe julle goed gelyk het. So ons kan vir julle niks gee of wys of sê oor wat fisies daarin sal wees nie, want ons weet nie. Ja, die vraestel is vir ons ook 'n verrassing. Soos wat dit vir julle 'n verrassing is dit vir elke onderwyser ook 'n verrassing. Niemand weet wat in daai vraestel staan nie. Daar's nog 'n vraag op die kletsboks, heel laaste ene, wanneer ons saamgestelde woorde doen, hoe weet ons om die woorde net te verbind met 'n S of ook in daarin gooi? Ek het gewonder of jy hom sommer gaan vat. Dis baie lelik. Daar's nie noodwendig 'n resep nie. Daar's nie 'n resep wat kan sê dis altyd so nie. Nee. So dis 'n geval van jy moet die woorde ken. Daar is nie 'n resep wat sê in hierdie geval as die woord so lyk is daar altyd S in nie. Daar's in meerderheidsgevalle is daar sulke patrone. En ek weet nie of julle daai geel en blou boek het nie. Dit kan vir julle baie idees gee om om die verbindingsklank te gebruik in watter omstandighede, maar daar's altyd reëls wat nie van toepassing is op dit nie. So daar's nie 'n definitiewe reël daarvoor nie. Ja, as ek nou maar ook nou maar hier inchip. Daar is sekere woorde wat mens kan leer, soos enigiets wat met hond begin, weet jy, moet jy 'n E voor insit. Enigiets wat met kind begin, weet jy gaan ER in wees. Enigiets met lewe, weet jy gaan NS in wees. So daar's sekere goedjies wat mens kan leer. As dit met dit begin, sal dit altyd met hierdie verbindingsklank wees, maar nee, daar is nie 'n set reël daarvoor nie, nee. Goed, ek sien geen, as jy dalk 'n vraag wil vra verbaal, kan jy die hand nou, die raise hand knoppie gebruik, en dan kan ons jou mikrofoon vir jou aanskakel.
If you want to ask a question, we can do it that way as well, and we can switch on your microphone. No, I think the audience is satisfied. Ek sien daar's omtrent 89 mense en ek seker daar's groepe ook wat saam ingesluit het, so dis nie te sleg nie. Please again, ek herhaal, laat weet asseblief jou onderwyser dat jy wel aangesluit het in hierdie vergadering, sodat ons redelike getalle en terugvoer kan kry van die effektiwiteit van so 'n aanbieding. So as jy daarvan gehou het, laat weet ons. As jy dink dit help, maar ek glo hierdie wenke gaan jou definitief help met jou voorbereiding. Dit bly nog steeds jou verantwoordelikheid, graad 12 leerder. Dit is jou werk om nou te gaan studeer. Dis nie iets wat jy nie hoef te gaan studeer nie. You have to go and study for this. You have to go and prepare for this. And to get your Afrikaans brain connected for the next 24 hours. Goed, Juffrou Lategan, baie dankie vir jou hulp, baie dankie vir jou bydrae. En dan wens ek almal 'n kan julle deelwoorde verduidelik asseblief? Kan jy, daar is mos 'n skyfie oor deelwoorde. Ja, daar is daai Kung Fu Panda skyfie wat ons altyd gebruik, maar hy is nie 100% nie, want daar is sekere goedjies wat bietjie meer vleis aan as net Kung Fu Panda. Maar daar is 'n heel basic reël, net om ten minste iewers te begin, is daar die reël van Kung Fu Panda gaan suid. Of jy kan hom in Engels werk, hy presies dieselfde, en jy is nie in die meneer. Ek sien hom, ek soek hom, maar hy is nie daar nie. Ja, so Kung Fu Panda goes south. Wil jy nie gou tik in die chat nie, laat hulle dit kan sien nie? Okay, maar soos ek sê, dis nie foolproof nie, want daar is bietjie meer vleis daaraan. As hy 'n kort klank is en hy eindig met dit kry, dit. So, maar hierdie is die basic reël dat hulle net iewers kan begin. Ja. Baie sleg dat jy met taal verduidelik, want ons het nou al 12 jaar se Afrikaans gedoen, so ons moet nie nou taal verduidelik nie, ons moet nou wenke gee wat om voor te berei. Taal moet deur die onderwyser verduidelik word. Ek het hom nou daar ingesit. So dis KFPGS, Kung Fu Panda gaan suid. En hierdie is nou net vir swak verlede deelwoorde, né? Jy kry jou ge vooraan en as hy op een van daardie letters eindig, jou werkwoord, soos kap, Kung Fu Panda, p, hy eindig op die p, dan kry hy t aan die einde. Die woorde wat op die ander letters van die alfabet eindig, kry jou DE aan die agterkant. Dan jou teenwoordige deelwoorde volg jou spelreëls, soos met jou meervoude, as dit 'n kort klank is, dan verdubbel jou medeklinker, maar jy sit wat is nou INDE agteraan? Inde. INDE, ja. Ja. En sterk verlede deelwoorde is nou daai goed wat figuurlik gebruik word. Daai is die moeilik is, want hulle vorm word verbuig. Soos dis nie net 'n gebreekte hart bord nie, maar dis 'n gebroke hart. Want dit is nou figuurlik, so daai vorm van daai woorde verander. So hulle is bietjie moeiliker om te doen. En daar's nie net 'n eenvoudige reël vir dit daar nie. Maar daai is jou basic reël vir jou swak verlede deelwoorde. Goed. Ge vooraan, daai kry te, die ander kry de. Ek dink ons kan weer eens, die deelwoorde word ook baie mooi verduidelik in daai blou en geel boek wat die notas in is. So dis nogal 'n belangrike boek om die taalaspekte mee te leer. Ja. As jy hom het, of as jy notas gekry het van jou onderwyser, gebruik hom. Dis nogals, dit gaan baie help. Maar onthou, alles wat jy doen, jy moet dit oefen. Dit help nie gaan kyk net na notas nie. Dit help nie net jy lees goed deur nie. As jy nie vandag en selfs met jou literatuurvraestel dit gaan oefen fisies op papier nie. Kyk die vraag en skryf jou antwoord en kyk daarna of dit reg is. Nie copy-paste nie, dit gaan ook nie help nie. Moenie skryf wat op die antwoordblad is nie, op die memorandum is nie. Dit gaan jou nie help nie.
Dink eers daaroor sodat jy in die gewoonte kom van ek moet nou in Afrikaans dink en ek moet nou in Afrikaans antwoord. Dis deel van oefen. As jy nie gaan oefen nie, dan gaan jy nie suksesvol wees nie. Jy gaan nou moet oefen sonder om die antwoorde te kyk. En dan gaan jy agterkom waar is jou foute. Goed, ek dink daar's geen verdere vrae nie, Juffrou Lategan. Ek dink ons eindig hierdie vergadering dan net hier. Baie dankie. Baie dankie vir almal wat aangesluit het. Onthou om jou onderwyser te laat weet en daar gaan julle ook julle skakels kry of julle die notas kry wat vandag aangebied is. Baie dankie. Dankie meneer.